Hey, welkom by SA Gemeente, die tuiste van die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Dis so goed om jou vandag hierso te hê. Of jy nou vir die eerste keer inloer of al lank deel is van ons familie. Jy is op die regte plek. As jy nuut is, ons wil jou graag leer ken. Stuur vir ons 'n vinnige e-pos en ons help jou om in te skakel by alles wat aangaan, van gesinsbyeenkomste tot kampusse reg oor die Verenigde Koninkryk. Daar's regtig iets vir jou en jou mense, maak nie saak waar jy bly of wie jy is nie. As jy SA Gemeente as jou geestelike tuiste sien, oorweeg dit om finansiëel saam te bou aan hierdie beweging. Dis maklik. Besoek net die webwerf hierso onder aan jou skerm en gaan na dankoffer. Jou bydrae help ons om lewens te raak, gemeenskap te bou en mense reg oor die wêreld te inspireer om Jesus te volg. Aan almal wat reeds saamgee, baie dankie. Jy's deel van iets groter, 'n netwerk van hoop, geloof en lewe. En nou, maak jou hart oop, want hier kom vandag se boodskap. Welkom by SA Gemeente, welkom soos jy is. Welkom met jou week wat dalk te vol was of te leeg. Welkom met jou vrae, welkom met hoop, welkom met twyfel. Welkom as jy net hier is, omdat iemand jou forceer het om hier te wees. Jy hoef niks vandag reg te kry nie. Jy hoef niks te bewys nie. Jy hoef nie seker te wees wat jy glo nie. Hier, in hierdie oomblik, glo ons net een eenvoudige ding. Dat God reeds aan die beweeg is waar ons bly, werk en speel. En dat hy mense bymekaar bring, nie omdat ons alles reg het nie, maar omdat ons saam op pad is. Nou, SA Gemeente is nie 'n plek vir perfekte mense nie. Dis 'n netwerk vir die regte lewe, vir egte stories, vir mense wat probeer volg, selfs al struikel ons soms. So al asem, sit jou skouers 'n bietjie laer, laat gaan wat jy vandag nie kan dra nie. Jy is welkom hier, nie as 'n besoeker nie, maar as deel van die storie. So kom ons luister saam, kom ons ontdek saam, kom ons kyk wat God vandag in ons harte wil doen. As Andrei Kellerman, kort, fris ouetjie, pikswart hare, potblou oë met 'n lisp. Goeie kontak as jy girls wou optel. As Andrei Kellerman nie vir 2 weke by my aangehou neel het om hierdie een girl, Natasha, te vat op 'n date nie, sou my lewe heel anders gelyk het. Ek is so dankbaar dat hy nie die eerste nee as die finale antwoord aanvaar het nie. Ek bedoel, sy volharding het die koers van my lewe beïnvloed. Sonder Andrei, sonder sy volharding, sonder sy aandring en sonder sy konsekwentheid, weet ek nie hoe my lewe sou gelyk het nie. Omdat hy nie die eerste nee as die finale antwoord aanvaar het nie. Ek bedoel, kyk na al hierdie mense wat vandag voor my sit. Niks hiervan sou gewees het nie. Wel, ten minste 2 van hulle sou nie eens gebore gewees het nie. Die res van ons sou mekaar nie eens geken het nie. So wat het dit nou met enigiets te doen? Ek wil nie hê jy moet dit mis nie. Die geleentheid om nie net kollektief nie, maar persoonlik betrokke te wees by iemand se geloofsverhaal buite jou onmiddellike familie. En hier is wat ek daarmee bedoel. Ek wil nie hê jy moet die opwinding mis wanneer iemand hul geloofsverhaal vertel en hulle jou naam moet noem omdat jy 'n belangrike deel van hulle geloofsverhaal is. Ek wil nie hê jy moet uitmis op dit nie. Wanneer mense vir my of vir Natasha of vir ons saam vra hoe ons mekaar ontmoet het, kan ons storie nie vertel sonder om Andrei Kellerman te noem nie. En hy was nie eens 'n Christen nie. En ek wens vir elke enkele persoon, regtig vir elke Christen, oral, maar spesifiek vir die van ons wat deel is van hierdie geloofsgemeenskap en hierdie netwerk van kerke, dat iemand buite jou onmiddellike familie, as gevolg van jou persoonlike betrokkenheid in hulle lewe, nie die storie van hulle geloofsreis sou kon vertel, sonder om jou naam te noem nie. Maar vir dit om te gebeur, verg dit 2 dinge. Nommer 1, dit verg een of ander uitnodiging. 'n Uitnodiging om iets te lees, iets te sien, iets te kyk, saam koffie te drink, deur 'n gesprek of kerk toe te kom. En die tweede ding wat dit altyd verg, is 'n weiering om die eerste nee as die finale antwoord te aanvaar. Nou, ons weet nooit wat aan die ander kant van 'n uitnodiging lê nie. Ons dink ons weet. En die rede waarom ons dink ons weet wat aan die ander kant van 'n uitnodiging is omdat ons dink ons kan mense se gedagtes lees. Ek weet wat hulle gaan dink. Ek weet wat hulle gaan sê. Ek weet presies wat gaan gebeur. Jy het nie eens 'n kristalbal nodig nie, want jy's mos so slim. Ek is mos so slim.
Ons lees eintlik net ons eie gedagtes wat ons projekteer op hulle wat ons eintlik dink en ons projekteer ons verwagte reaksie gebaseer op wat ons dink ons reaksie sou wees as ons hulle was. Maar ons is nie hulle nie. Ons is nie eens naby daaraan om hulle te wees nie. Byvoorbeeld, die rede waarom ek vir André Kellerman wat soos 100 keer vir my gevoel het gesê het, nee, ek gaan nie 'n meisie bel wat ek nie eens ken nie. Ek weet nie eens wie sy is nie. Dis net weird. Was omdat ek aanvaar het, ek het geprojekteer wat Natasha sou dink wanneer ek bel. Sy gaan dink, hoe oud is hierdie dude? Ek bedoel, ek is op skool en hy is op universiteit en sulke goed. Hoe oud is hy? Dis net creepy. Maar nou dat ek vir jou daardie deel van die storie vertel het, wil jy weet wat sy eintlik gedink het, want haar suster het vir my later vertel. Sy het later gesê, ek het besluit ek sal een keer saam met jou uitgaan, want my suster het al een keer saam met jou gekuier en sy het vir my gesê, "Shucks, hy's nogal hot." Wat ook al nodig was. Maar ek het geen idee gehad nie. Sy was soos, ek gaan net een keer saam met hom uit en dit uitkyk. Ek weet dit klink 'n bietjie simpel. Maar dit is juist die punt. Ons dink ons kan mense se gedagtes lees. Hier is wat ek langs die pad geleer het. Eintlik weet ons dit almal. Ons vergeet dit net. Om te probeer vooruitloop of raai hoe iemand op 'n uitnodiging gaan reageer en dan te probeer kompenseer vir hoe ons dink hulle gaan reageer, is altyd 'n slegte idee en ons is meestal verkeerd. Want wanneer ons dit doen, antwoord ons basies namens hulle. Ons sê nee namens hulle en dit is baie beter en baie meer respekvol om hulle te eer met die geleentheid om self te kan antwoord. Jy wil tog nie hê mense moet namens jou antwoord nie, of hoe? Ek bedoel, hoe klink dit? Ek wou jou nooi, maar ek het geweet jy sou nee sê, so ek het jou nie genooi nie. Is dit nie waar nie? Ek bedoel, selfs al is hulle reg, neem jy aanstoot. Jy dink, ja, jy's reg, ek sou nie gegaan het nie, maar ons sê dit nie. Ons sê, nee, ek wens jy het my genooi. Ons weet nie wat in mense se harte aangaan nie. Ons weet nie wat in mense se koppe aangaan nie. Ons weet nie altyd wat in mense se lewens aangaan nie. Ons verantwoordelikheid as Christene is om die uitnodiging te maak. Die uitkomste behoort aan God. En ek wys nie met my vinger nie. Ek sukkel steeds soms hiermee. Ek wys na myself wanneer ek dit sê. Moenie God speel nie. Ek het soveel keer hierin vasgeloop waar ek iemand wil nooi of iets wil vra en dan dink ek moet die perfekte woorde hê. Ek moet die perfekte tydsberekening hê. Ek moet hulle gesigsuitdrukking dophou. Ek dink nie dit is die perfekte tyd nie. En ek praat myself bang en praat myself uit alles uit, want alles moet mos perfek wees. Maar dit is om God te speel. Vra hulle net om dit te lees, vra hulle om dit te kyk, vra hulle om saam met jou te kom sit. So daar sit hierdie klein toneel in die boek Handelinge, hoofstuk 25 en 26, jy kan self gaan lees, wat maklik misgelees word. Nie omdat dit onbelangrik is nie, maar omdat dit moeilik is om te weet wat om daarmee te doen. Dis nie 'n wonderwerk nie, dis nie 'n bekering nie, is nie eens 'n gelukkige einde nie. Maar dit is een van die belangrikste oomblikke in die storie van die kerk. Handelinge vertel vir ons wat gebeur het na die opstanding van Jesus, ongeveer 30 jaar se geskiedenis. Met ander woorde, as die opstanding waar is, hoe lyk die wêreld daarna? Dis wat Handelinge probeer sê. En hierdie toneel wys dit vir ons, rou en eerlik. Paulus, die man wat die gemeentes reg oor die Mediterrane wêreld geplant het, keer terug Jerusalem toe met 'n groot bedrag geld. Nie vir homself nie, vir 'n kerk wat swaar kry. En die verhaal eindig sleg. Wel, eintlik baie sleg. Die tempelleiers is woedend. Hulle beskuldig hom van godslastering. Hulle sê hy ondermyn Judaïsme. Hulle probeer hom doodmaak. Nie een keer nie, 2 keer. En die ironie? Hy word gered deur 'n Romeinse soldaat, gered van sy eie mense. Uiteindelik word Paulus vir sy eie veiligheid gestuur na Caesarea. Dis die Romeinse hoofstad van Judea gewees. En net toe hy daar aankom, kry die streek 'n nuwe goewerneur, Festus. Festus erf Paulus soos 'n probleem waarvoor niemand 'n handleiding geskryf het nie. Die Joodse leiers kom aan, hulle eis dat hy die doodstraf kry. Hulle wil hê Paulus moet terug Jerusalem toe gaan en Paulus weet, as dit gebeur, maat, is ek dood. Maar Paulus het iets wat hulle nie verwag het nie. Hy's 'n Romeinse burger en hy doen die ondenkbare. Hy beroep hom op die keiser. Nou het Festus 'n nuwe probleem. Hy moet Paulus Rome toestuur, maar hy moet 'n dokument saamstuur wat verduidelik waarvoor hierdie man aangekla word. En dis nou hier waar dit interessant raak, want Festus verstaan net mooi niks.
Daar is nie 'n rebellie nie, daar is geen belastingopstand nie, geen leer nie, geen misdaad wat Rome erken nie. Hy sê later vir koning Agrippa iets wat alles opsom. Toe sy aanklaers opgestaan het, het hulle hom nie aangekla van enige misdade wat ek verwag het nie. Hulle het net meningsverskille gehad oor hulle godsdiens en oor 'n dooie man met die naam Jesus, wat Paulus beweer het, lewendig is. 'n Dooie man. En iemand moet sterf daarvoor. Festus is so verward. So wanneer koning Agrippa, die mees invloedryke man in die streek, en sy suster Bernice arriveer, vra hy hulp. Die volgende dag stap hulle in met groot vertoon. Militêre offisiere, leiers van die stad, die elite, en toe bring hulle Paulus in kettinge, nie net handboeie nie, kettinge wat swaar genoeg is om hom te laat skuifel. En Paulus kyk rond en hy weet, hierdie mense kan my vrylaat. Maar dis nie sy doel nie. Agrippa sê vir hom, jy het toestemming om vir jouself te praat, en Paulus doen iets skokkend. Hy verdedig homself nie, hy gebruik die oomblik, waarskynlik sy enigste kans ooit, om Jesus bekend te stel. Nie aan gewone mense nie, maar aan die agterkleinseun van Herodes die Grote, die man wat probeer het om die baba Jesus dood te maak, en in 28 verse ontketen Paulus die hele evangelie. Hy is dapper, hy is direk, hy is onverskonend, so direk dat Agrippa hom onderbreek en sê, dink jy regtig, jy kan my nou in 'n japtrap oorreed om 'n Christen te word? En Paulus antwoord, kort tyd of lank, ek bid dat God nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister mag word soos ek is. En dan met 'n glimlag en beweging van sy arms, behalwe nou natuurlik vir hierdie kettinge. Geen bekering nie, geen applaus nie, geen oorwinning nie, hulle stuur hom Rome toe. En tog, hier sit ons vandag, 2000 jaar later, met 'n kopie van daardie toespraak in elke Bybel, fisies, digitaal, in meer as 4000 tale. Paulus het nie sy woorde geredigeer om die kamer te paai nie. Hy het nie sy boodskap versag uit vrees vir nee nie. Hy het gesê wat gesê moes word, want dit kon iemand sy enigste kans wees. En dit bring ons by ons. Weet jy wat die nadeel is daarvan om iemand te nooi na 'n gesprek, na kerk, na 'n groep, na kom sit by my? Nee. Weet jy wat die voordeel is? Jy weet nie, want jy weet nooit wat aan die ander kant van 'n uitnodiging is nie. Nadeel is nee, voordeel is ons weet nie. Kom ek vertel jou, 'n storie van 'n tienerdogter wat saam op een van ons Theeuwe strand uitreike op die Natalse suidkus was, klomp jare terug. Hierdie was massiewe stranddienste met byna 100 tieners of studente wat ons help bedien het oor die Paasvakansie elke jaar. En aan die einde van hierdie 12 dae lange stranddiens elke jaar het ek almal bymekaar gehad en sou ek vir hulle die volgende vraag gevra het. Hoeveel van julle sou sê dat julle hierdie uitreik 'n tree vorentoe geneem het in julle geloof, julle verhouding met God? En al die kinders steek hulle hande op, want so uitreik is gewoon net ongelooflik. En dan gaan ek aan. Hoeveel van julle sou sê, dit was die preke en die musiek in die saal elke oggend wat deel was daarvan dat julle 'n tree gegee het? En 'n paar kinders steek hulle hande op. Hoeveel van julle sou sê, dit was die Bybel lees op die strand elke oggend? Hoeveel van julle sou sê, dit het julle gehelp om 'n tree saam met God te gee? En wie gaan daar 'n klompie hande op en al hierdie dinge? Hoeveel van julle sou sê, dit was om rondom ander Christen vriende te wees, wat julle gehelp het in julle verhouding met God, of om 'n tree te gee? Daar gaan hande op. Hoeveel van julle dink, dit was die geleentheid om met 'n dominee te gesels, of met 'n klein groepleier, of jou spanleier, en jy weet daardie 1-tot-1 gesprekke met 'n volwassene, hoeveel van julle sou sê, dit het julle in julle geloofsreis gehelp? En dan gaan nog hande op, elke jaar. So het ek aangegaan, jaar in jaar uit, en dan op die einde sê ek dit. Nou, al hierdie dinge kan julle aanhou doen wanneer julle by die huis kom. As julle by ons kerk of 'n ander goeie plaaslike kerk betrokke raak, bly betrokke en raak betrokke by 'n goeie plaaslike kerk. En dan vat ek hom nog so 'n bietjie verder. As julle gesin by die huis nie kerk toe gaan nie, wanneer julle by die huis kom, gaan julle hulle alles oor hierdie stranddiens, gaan hulle julle alles oor die stranddiens vra, en julle gaan vir hulle alles vertel van hierdie stranddiens, en dan, so beleefd as moontlik sê hulle, mamma, pappa, of ma of pa, sal julle my asseblief Sondag kerk toe vat? En hulle gaan waarskynlik nee sê en sê, ons het reeds ander planne. Maar julle bly beleefd. Maar soos dit nader aan die volgende naweek kom, wil ek hê julle moet weer na julle ma of pa toe gaan en sê, mamma, papa, sal julle my asseblief Sondag kerk toe vat?
En as hulle nee sê, bly julle baie beleefd, maar dan die volgende week, soos dit weer nader aan Sondag kom, hou julle aanvra dat hulle julle kerk toe vat, want uiteindelik gaan hulle julle kerk toe vat, net om julle te laat ophou vra. Ek het dit gedoen aan die einde van elke stranddiens. Man, en so klompie weke later, na hierdie spesifieke stranddiens, staan ek in die voorportaal by Luxmundi in Pretoria, waar ek gewerk het as 'n dominee, en ek voel iemand tik my so op die skouer. Ek draai om, en daar is 'n tienerdogter, en sy hou 'n groot man se hand vas, wat duidelik haar pa was. Nou kyk, ek is 6'3" en kan daarom meeste mans in die oë kyk, maar hierdie ou is so groot. Ek dink ek het selfs 'n tree teruggegee, soos 'n Eben Etzebeth groot, my maat. En die tienerdogter sê, Seb, ek was hierdie somer by Theo stranddiens, en die pa was moeilik om te lees. En hy sê, so jy is Seb. En ek sê, ja. Hy sê, wel, sy het van jou kamp af huis toe gekom en vir ons gesê, jy het vir haar gesê, sy moet aanhou vra dat ons haar kerk toe vat, totdat ons haar uiteindelik vat, net om haar te laat ophou vra. Is dit waar? Ek sê toe maar, ek dink ek het letterlik gesê, miskien, klink soos ek. En pa sê toe, wel, sy het ons 4 weke in 'n ry gevra en vandag is ons eerste keer as 'n gesin in die kerk. Nou ja, toe begin ek daardie storie ook aan die einde van elke stranddiens vertel. Hou aan vra, jou ouers sal jou uiteindelik kerk toe vat. En dan vertel ek hulle die storie van die tienerdogter, wie dit daardie eerste keer was wat hulle kerk toe is, na 4 weke met hierdie grootpa en alle dinge in elke kamp. Uiteindelik is ek weg by Luxmundi, maar ek was nog baie betrokke by ander kampe, saam met die universiteit, en dieselfde storie gaan natuurlik saam met my, en vertel het gereeld, en dit gaan so 'n jaar of 2 of 3 aan, en toe vertel ek daardie storie aan die einde van 'n eerstejaarskamp. En 'n eerstejaars student stap vorentoe en sê, Seb, daai tienerdogter waarvan jy net vertel het, dit was ek. Jy kon my met 'n veer omslaan. En toe vra ek, wel, ek moet weet, en ek was amper te bang om te vra, is jou gesin nog by die kerk betrokke? Sy sê, elke Sondag by Luxmundi, en my pa gee Sondagskool nou al vir 3 jaar, en hy was die afgelope Paasvakansie saam op die Theo stranddiens as 'n groepleier, en my ma op die kosspan. Kry nou nog hoendervleis. So moenie dit oordink nie, moenie jouself daaruit praat nie, moenie wag totdat jy al die antwoorde het nie, jy sal nooit al die antwoorde hê nie, en moenie namens hulle antwoord nie, en moenie die eerste nee as die finale antwoord aanvaar nie, en hier is hoekom. Want God het nie jou eerste nee as sy finale antwoord aanvaar nie. Of hoe? Hy het nie my eerste nee as die finale antwoord aanvaar nie. Sy genade was altyd beskikbaar. Sy vergifnis was altyd beskikbaar. Daardie uitnodiging was 'n voortdurende uitnodiging, ongeag hoeveel keer ek dit van die hand gewys het. En dieselfde is waar vir jou. Want hardkoppigheid is eintlik 'n deeg wanneer jy wil hê wat die beste is vir iemand anders. Wanneer jy vandag hier klaar gekyk het of uitstap, gaan jy as 'n herinnering 'n klein kaartjie kry wat so lyk. Of as jy online kyk, gaan jy vir jou een self moet maak. Dit sê, moenie die eerste nee as die finale antwoord aanvaar nie. En ek wil hê jy moet iemand se naam daarop skryf, of dalk net voorletters, en dit ergens neersit. En ek wil hê jy moet hulle nooi om saam met jou te kom sit. En dit hoef nie noodwendig in die kerk te wees nie, maar dit is ons taal. Kom sit by my. Nooi hulle na iets toe, 'n gesprek, om iets te lees, iets te kyk, iets te luister, of saam met jou in die kerk te kom sit. En wanneer hulle nee sê, maak jy net 'n regmerkie in daardie eerste blokkie. En as hulle nee sê vir jou tweede uitnodiging, maak jy 'n regmerkie in die tweede blokkie. En derde een sê vir time lucky, maar dit mag dalk ook nie lucky wees nie. En 4 is for the love of it. En dit is net 'n visuele herinnering vir jou om vir iemand anders te doen wat jou genadige hemelse Vader vir jou gedoen het. Want ons weet nooit wat aan die ander kant van 'n herhaalde uitnodiging is nie. Verbeel jou wat sal gebeur as elke Christen in ons gemeente, in SA gemeente, daardie soort genadige volharding gebruik om hulle kerk los of voorheen kerklike vriende te nooi om deel te word van iets wat die potensiaal het om hulle lewens te beïnvloed soos God se genade jou lewe beïnvloed het. Ons weet nooit wat aan die ander kant van 'n herhaalde uitnodiging is nie. Kom ons groei hierdie gemeente. Een verhouding op 'n slag. Kom aan, stap saam. Nooi hulle terug. Moenie ophou nie. Stap hierdie pad saam met ons. Amen. Here, dankie dat ons hier kan saam wees. Dankie dat U nooit op ons opgee nie. Dat U nooit ons eerste, tweede, derde, vierde, 10de, 100ste nee net aanvaar as 'n nee nie, maar dat U altyd weer vra.
Here, help ons om presies dit te doen. Geef vir ons 'n duidelikheid oor wie daardie gesin of persoon in ons lewens is, in wie se lewens ons 'n verskil kan maak nou, met wie ons 'n pad kan stap hierdie jaar, wat gaan beteken, Here, dat ons huise moet oopmaak, ons koskaste moet oopmaak, ons minds gaan moet oopmaak, ons gesprekke gaan moet oopmaak, en dat ons 'n pad gaan moet stap. En dat ons 'n verhouding moet bou. En dat ons mense gaan vra en ons gaan 'n nee kry. En ons gaan hulle weer vra en ons gaan 'n nee kry. Ons gaan hulle weer vra en ons gaan 'n nee kry en ons gaan hulle weer vra. En dit sal die ganse koers van hulle lewens bepaal en verander. Help ons om dit te doen. Help ons om genoeg guts te hê om dit te doen. Nie te wag net vir die regte tyd nie. Want ons weet dit sal nooit kom nie. En seën ons gemeente. Seën ons gemeente met groei. Omdat U koninkryk is, hoekom ons wil groei, sodat mense se lewens kan verander word, sodat gesinne se lewens kan verander word, sodat kinders se lewens verander kan word, sodat huwelike en verhoudings herstel kan word, sodat ons 'n seën kan wees in Engeland vir mekaar en vir die hele wêreld waar ons bly, werk en speel. Amen. Nou ja, SA gemeente, dis 'n eenvoudige boodskap, dis 'n kort boodskap, maar dis 'n baie belangrike boodskap. Ontvang die seën van die Here in hierdie lewenstaak van jou. Ek seën jou in die naam van God die Vader, wat hierdie wêreld en alles daarop gemaak het, vir jou om in te leef. Ek seën in die naam van Jesus Christus, wat net nooit nee vir 'n antwoord gevat het nie, wie se deur altyd oop was. En ek seën jou in die naam van die Heilige Gees, wat jou sal seën met oomblikke. Vat dit net en vertrou hom. Amen.